Seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, hartlik welkom saam met my, Andries Besuitnout, waar ons weer saam kuier met 'n medeboetie of 'n medesissie, wat die Here 'n pad mee gestap het, nou nog steeds en nog vorentoe nog steeds gaan stap. En ek wil vir u vra dat elke keer wanneer ons na so 'n persoon se getuienis luister, moet ons besef, nie een van ons is gevrywaar dat enige iets met ons kan gebeur nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons werklik die bloed van Jesus pleit oor ons hele gesin en ons hele familie, oor ons geestelike familie. Dit is vir my so belangrik dat ek daardie boodskap vir julle moet gee, bidend vir mekaar te wees, soos nog nooit van tevore nie. Ons lewe in die eindtyd, my boeties, my sissies, kom ons bly mekaar dra in gebed. Baie welkom, saam met ons, en vanmôre wil ek sê, Eugene, baie dankie dat jy saam met ons kom kuier, en vir die wêreld daar buite vertel, wat het die Here in jou lewe gedoen? Vertel vir ons 'n bietjie. Okay, so my naam is Eugene, ek is van die Strand, en so ek het maar soos enige normale jong persoon groot geraak in 'n huis. Daai tyd toe het my ouers, of my ma, of my pa, het nou nog nie die Here gedien, toe ek nou mondig word, jy verstaan nie, en 18 raak, en so, ek was altyd 'n persoon wat altyd wil geëxperimenteer het, sien nie, en toe het ons nou, ek werk gekry by Pick n Pay, en daar het ek mos nou ander mense ontmoet, en op skool was ek maar baie rustig by die huis en so, maar nou, na skool, en het ek mos nou by Pick n Pay begin werk, en daar moet ek nou mense, en ek en die een kollega van my verjaar op dieselfde dag, en ons besluit, maar ons gaan nou 'n kamp hou op by 'n plek, en ons gaan kry die plek, en daar was 'n ander ouetjie gewees, dat ook daar gewerk, en hy was bevriend met iemand wat, daai tyd toe begin die persoon net, toe weet ons nie van dwelms en sulke goed, jy verstaan nie, maar in daai tyd, ek dink was so 1999, kom hierdie ding uit van tik, en ons hoor, en dit versprei, die woord versprei soos 'n veldbrand, en wat ons toe doen is, ons sê vir hom, luister hierso, vra vir jou vriend, want daar was net een persoon in die hele Helderberg wat altyd dit verkoop het, dit was baie nie, en ons sê vir hom, luister, praat met jou vriend, dat ons kan die ding dan probeer, en hy sê vir ons, nee, maar dit is reg, en daar gelaat, en hy kry toe vir ons die tyd is het mos die stroos wat hy tyd is, en hy wys vir ons hoe moet dit gedoen word, en ons is doen dit nou. Okay, dit was nou die naweek. En ek sê vir u, na die naweek het dit weekliks geraak. Na die weekliks het dit elke 2 dae, elke 3 dae geraak. En toe ek my kom kry, is dit 5 jaar later. Vasgevang, ek kan sê, ek was al die tyd al vasgevang, en jy weet, en so het my lewe maar aangegaan, en die jaar het aangegaan, en ek kry toe nog 'n werk, maar nog steeds het ek maar nog, was ek maar nog het dwelms gebruik, en huis in, en huis uit, en jy weet, as jy op dwelms is, steel jy mos maar nou, dit is maar nou so, om ons jou dwelmbehoefte te bevredig, en daar gelaat, en uit by die huis, blyk maar op die straat, ek sal nie so sê dat op die straat gebly en in drome gekrap, maar by ander mense gebly, en as 'n mens gewoonlik by ander mense bly, is dit maar net nou nie jou ouer huisie, en so het my lewe maar nou aangegaan, en kry nog 'n werk, en daar kry ek toe 'n opportunity om dan te gaan na Oos-London toe, die maatskappy het toe 'n kontrak daai kant gekry, en ek dink toe maar, kyk, dit kan vir my 'n uitkoms wees, so ek gaan nou Oos-London toe, en Oos-London gekom, en ek was seker net so 'n maand skoon, maar jy weet, die Bybel verklaar dat daar is geen verlossing sonder bekering nie. En die duiwel het 'n manier om maar vir jou so uit te soek, hy soek jou uit, want hy weet dat jy is nie standvastig nie.
In elk geval, en ek moet 'n ander ouetjie by dieselfde gebou. Kyk hoe werk die duiwel. Ek ontmoet 'n ouetjie by dieselfde gebou waar ons werk, want ons het kantore bo by hulle winkel gehuur. En die ouetjie vind ek uit is ook op dwelms. Daar gaan ek alweer aan. En Eugene gaan maar aan en Eugene gaan aan en ek sê vir u, ek is op 'n plek en by plekke en ek vind my met mense wat baie gevaarlik was. Ek myself het eens geweet nie, want toe is ek betrokke by valse geld. Die valse geld het ons gestryk in my flat. Daar het ons het, en ek praat vir u van klomp geld. En dan het ons van die geld gevat, ons klim in die taxi in die aand en dan gebruik ons met nou die valse geld en betaal ons nou die drywer, daar so in Oos-London ry ons die motors, die karre. En dan kry ons nou die regte geld en dan gaan ons by die garages en ons koop met die valse geld airtime. En so het my lewe maar aangegaan en dan het my ma altyd vir my gesê wanneer ek huis toe bel, Eugene, wat maak jy daar so? En jy weet, 'n ouer wat die Here dien, die Here wys mos. Amen. En sy het vir my gesê, Eugene, die Here wys my waarmee is hy besig. Die Here wys my waarmee is hy besig. Ek sê, mami, nee, kyk, 'n mens wil nie sulke goed hoor, jy dink jy's fine en jy's alright en dan word die conversation word mos sommer kort gekap. In elk geval, en ek gaan maar aan en ek verloor die flat wat ek in gebly het, weens my leefwyse, want die mense wat daar gekom het, was mos nou, maar natuurlik mos nou nie goeie mense nie, verstaan, en hulle het ook mos nou maar dinge gedoen, daar by die blokflats, en so was dooddoen, was ek uitgesit, en op die einde van die dag verloor ek my werk, en ek moes toe weer terugkom, maar ek het seker so wat 2 maande gedwaal in Oos-London, en my ma het nie geweet nie, hulle het maar gedink ek is okay, hulle het nog gedink ek het nog 'n werk, maar ek het lankal nie met my werk, en so gaan 'n mens maar sy lewe maar nou aan, en jy weet jy is in 'n situasies waar jy jou bevind, maar nog steeds. En ek kom toe terug huis toe, en hulle dank my toe, officially word ek nou afgedank, en ek gaan maar nou aan, ek is maar weer by die huis, en my ma gee my maar nou, maar soos 'n ouer maar nou weer 'n kans, en ek kan vir u sê vandag dat, nee, dat het maar niet van bad to worse gegaan, soos hulle sê, wie uit by die huis en op die straat, ek het in die strand gebly en rondgedwaal daar onder na by my male, en die Here is vir my so goed, ek kry nog 'n werk, en ek kry nog 'n werk in my ongeredheid, in my ongeregverdige lewe en my sondige lewe, kry ek nog 'n werk, prys die naam van die Here, en ek werk en gaan aan en by die plek wat ek werk, is ek maar nou so op dwelms, maar niemand het geweet nie, want ek het hom maar nou so weggesteek, verstaan nie. En ek bly by mense, is ver langs familie van ons, en ek bly by mense, maar ek sê vir u, die spesifieke dag, of laat ek het so sê, wanneer ek huis toe gaan, dan praat my mama saam met my, en sy bearbei my siel, en wanneer ek kom vir 'n bietjie kos, want jy weet, ek werk, maar ek het nooit geld nie. Want die geld gaan vir die dwelmhandelaar, die geld gaan mos nou van my gebruik, so ek het nooit geld nie. En by die huis, dan praat sy maar nou saam met my ma, en sy bearbei my siel, en sy sê vir my dat die Here is lief vir my, verstaan, en dit weet ek mos, want ek was al voorheen gered, verstaan, so ek ken die pad. En ek sê, ja mama, en ek gaan aan, en weet jy, en soos ek nou huis toe kom, besef ek dat my male raak oud, verstaan nie, en dit het vir my laat stil sit, en vir my laat dink, maar Eugene, waartoe is jou lewe op pad? As jou ouers nou hulle oë doodmaak, ek bedoel, as hulle nou doodgaan, en hulle maak hulle oë toe, dan, wat gaan van jou word, verstaan? En dit het my laat besef dat Eugene, jy moet omdraai, jy moet omdraai. En ek gaan maar nou so aan, en die spesifieke Vrydag, ek kan onthou, ek was af, ons kry 2 dae af in die week, ons week 5 dae, ons is 2 dae af, en terwyl ek nou in die huis is, want dit was maar nou my huis waar ek gebly het, waar almal maar nou maar kom, en hulle doen hulle ding, en verstaan, is goddeloos, en terwyl ons so daar is, en ek het nou al seker al die heel oggend al, is ek nou bedwelmd, maar in dit, sê ek vir hulle, vandag is die dag
wat ek huis toe gaan. Ek sê vir hulle, ek sou hulle dit vorige jaar gesê het, ek sê, ek wil nuwe jaar wil ek huis toe gaan. Maar, ek gaan maar aan, en dis nou al die nuwe jaar, dis nou Januarie maand, maar ek sê vir hulle, vandag gaan ek huis toe. En, maar nou moet jy weet, daar het nou al klomp goed met my gebeur in die tyd. Ek het al by die dood omgedraai, waar ek in 'n so situasie was, nou jy sien, daar wat ek gebly het, die auntie se dogter het ook dwelms gekoop. So ek was maar nou heeltyd by haar. En jy weet, daar gaan dit mos maar nou woes en so, en dat ek nou vir so vinnig vertel, op 'n aand kom die ex-oukie toe van haar in, en op 'n nag, en hy wil nou inkom daar, en hy man breek die deur oop, en sy is my ver langs 'n niggie, en sy slaap in die kamer, en toe hy nou inkom, want hy wil toe die geld hê, en daar weet ek nou nie, toe is daar nog 'n oukie buitekant, en toe ek uitgaan, toe skree die ou nou vir hom, vang hom, en ek sê vir u, hy man steek vir my, maar ek kan vir u sê vandag, die volgende dag het ek nie een merk op my gehad nie. En ek besef dat dit was maar net die genade van die Here. Nie een skrapie het ek op my gehad nie. En in elk geval, en daar's ek nou die Vrydag, sien nie, en ek gaan huis toe, en toe ek nou die Vrydag by die huis kom, sê my ma, maar my pa is nou nie daar nie. Ek sê, mami, ek wil vandag ek huis toe kom. Ek wil vandag huis toe kom. Maar weet jy, agter in my kop het ek geweet dat ek gaan dit nie op my eie kan doen nie. Ek sal dit nie op my eie kan doen nie, want vele kere het ek dit op my eie gedoen en dit het nie gewerk nie. Ek het maar nou weer teruggeval en weer my ou lewe gegaan, want as jy gewoonlik op dwelms is, jy hou 'n maand op, jy hou 2 weke op, maar dan is daar iets wat jou net trigger en dan is dit maar weer terug. So ek het besef dat ek het vir Jesus nodig in my lewe. Daar's geen ander manier, daar's geen ander wy nie. En kom by die huis, ek sê, mamma, ek wil huis toe kom vandag. Sy sê, Eugene, jou pa is nie nou hier nie, maar laat ek hom gou bel. My pa hulle was op 'n mannekamp gewees die naweek, en sy bel hom, en sy praat met hom, en sy sê, jou pa sê, dit is reg. Weet jy, pastoor, ek het nie gemind of ek op die grond slaap, of ek buite slaap, maar ek wil by die huis wees. Dit is waar ek wil wees. En sy sê, kom, en ek pak my goed die dag, en ek trek uit, en jy weet, hulle lag vir my, en hulle spot met my, en hulle sê, maar jy gaan weer terugkom. Jy weet, soos jou vriende maar nou maar is, of sal ek sê die kennisse is, want hulle was nie regtig jou vriende nie, hulle was maar net die mense wat saam met jou gerook het. En by die huis gekom, en so het die Here my maar opgetel. So daai Vrydag het ek nie my hart vir die Here gegee nie, maar die Sondag, toe my pa nou by die huis kom, en toe praat hy met my, en toe vra hy vir my, Eugene, wil jy jou hart weer vir die Here gee? En ek sê, ja, ek wil my pa. En dis hoe my lewe van restaurasie begin het, dis hoe my lewe van 'n nuwe lewe begin het, en ek kan vir julle sê dat regtig waar die Bybel verklaar dat Jesus sê, ek gaan jou 'n lewe gee en 'n lewe in oorvloed gee. En vandag kan ek vir jy definitief sê, daai lewe in oorvloed is wat vir my gegee was. So, Eugene, sê gou vir my, vir hoe lank as jy gesê het, hierso van 1999 het dit begin? Ja, 99. Tot wanneer toe? So, tot 6 jaar gelede, so ek was 20 jaar, volle 20 jaar was ek op dwelms. So. En 20 jaar is baie jare, is baie vir iemand om so 'n lewe te lei en nie eintlik in die tronk opgeëindig het nie eintlik in die hospitaal, ek was nog nooit in die hospitaal deur, miskien iemand wat my gesteek het of geslaan het nie. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê Esegiel, ek dink is Esegiel 16 vanaf vers 5, wat die Here sê dat Esegiel sê dat die Here sê dat jy het gelê in jou bloed. Ja. En fisies het ek in my bloed gelê, in 'n bloed van sonde. En sommige mense lê fisies in hulle bloed deur mense wat hulle seer aangedoen het en die leed aangedoen het, verstaan nie? En dit is amper soos vir my dat ek het in my bloed gelê, maar die Here was vir my genadig. So om uit te kom sonder enige merke, sonder enige nalatings, want jy sien die dwelms los iets agter, verstaan nie? Maar
ek kan nie enige fout sien by my nie. So 20 jaar was ek op dwelms vasgevang. Eugene, ek het nou al hele paar Ja. getuienisse opgeneem van mense wat op dwelms was, en by 'n paar rehabs was Rafkin saam met my, en ek besef net, wat kos dit per dag om daai behoefte stil te maak? Sure. Kyk, op 'n stadium, die laaste stadium, het ek alleen gerook. Want ek het net gevoel dat jy gee nie vir my nie, so ek gaan nie vir jou gee nie. So ek kan vir u sê dat op 'n dag kan dit is maklik R200. Daai tyd, dis nou 6 jaar terug. Maklik R200 en meer. 'n dag. En dit is hoekom, jy weet, so baie van hulle wat betrokke raak daar, die mense se goed steel. Ja. Dit is om daai R200 'n dag te hê. Jy weet, dis 'n minimum van R6,000 'n maand. Ja. En dit is waaroor, weet, jou ouers het jou bly terugvat. As ek weet van baie wat die ouers gesê het, luister, jy kom nie meer in die huis nie. Ek weet van 'n vroutjie en 'n man wat hulle 2 seuns wat betrokke gehad, en hy laat hulle nie eens in hulle erf toelaat nie. Hy sal vir hulle kos gee by die hek. Ja. En jy weet, dit is my moeilik, en dan sê ek, waar is die naaste liefde? Ja. Maar as jy eers 'n kind gehad het, 'n familielid gehad het wat betrokke raak, dan verstaan jy waardeur hulle gegaan het. Wat sal jy sê, weet, ek het dit al 'n vorige keer vir iemand ook gevra, wat se tekens kan ou gou raak sien as jou kind betrokke raak by dwelms? Pastoor, sy gaan en kom. Sy tye van, of die persoon se tye van wegbly van die huis af, dit gaan verleng word. Kyk, hy gaan miskien vir lang ure wegbly. Die persoon bly vir langer ure weg. Sy eetpatroon gaan ook verander. Hy gaan nie meer so, sy eetlus gaan nie meer so gestig is nie, of so gewoond is soos gewoond nie, want kyk, die dwelms laat jou nie eet nie. Hy gee nou die eetlus nie. So dis die eerste tekens, en sy gaan en kom, dan sal dit daar wees daar waar hy, of die persoon wegbly vir, miskien nee, ek gaan oorslaap, kan ek oorslaap by die persoon? En dan ook, daar sal klein goedjies begin wegraak in die huis. Soos geld wat miskien nou net daar lê, wat net sal wegraak, verstaan jy? En dis die eerste tekens van, daar's iets fout hierso. Iets is, hy of die persoon is besig met goedjies wat nie normaal is nie. En dis gewoonlik die eerste tekens waar jy sal sien dat iemand daar's iets fout. Ek sal nie so seer sê hy is op dwelms nie, maar daar's iets fout, iets word gedoen. Want voorheen toe het hy nie goed weggeraak nie, en hoekom dan skielik dan nou? Verstaan jy? So die ouers of die persone wat dan in die huis is, moet dan vra, maar luister, kom, is dit daar. Ook 'n belangrike aspek is dan, wees jou vriende. Want jy begin dan goed weg te steek en te sê, maar ek gaan net met die een, maar met wie gaan jy? Sê vir my, wie is die, gee my 'n nommer van die ouers van die vriend of vriende, na wie toe jy gaan. Ja. Want dan kan jy mos nou die ouer kan dan die ander ouer bel om te vra, maar luister, Eugene is nou daarso, en waartoe is hulle, en kan die net, verstaan nie, want hy het nou vir my dit gesê, verstaan, so ja. Weet Eugene, as ek so na jou luister, dan besef ou net, die Here sê in sy woord, hy ken jou by die naam. Ja. Hy het jou geroep nog voordat jy in jou moeder skoot was, nog voordat jy 'n gedagte was, sê op 'n ander plek. En dan besef ons net, en ek wil hê, u daar buite moet besef, elkeen van u is nie minder of meer belangrik as die ander nie. Ja. Ons elke een is horisontaal, om het so te stel. Ons is op dieselfde vlak voor die Here. Die Here het nie 'n wit broodjie nie. Maar ek wil vir u so sê, dat u werklik moet die Here vertrou en die liefde van Jesus uitdra daar buite. Jy weet Eugene, ek glo dat niemand kan 'n persoon forceer om dwelms te laat gaan nie. Ja. Maak nie saak wat sy verslawing het nie, of het alkohol of dwelms is of wat nie. Dit is so belangrik dat ons bly die persoon moet liefde gee
En vir my sal baie mense sê, ja, is maklik vir jou, want jy het nog nooit daarmee direk betrokke gewees, Ja. dat jy miskien een van jou vriende, of een van jou kinders, of kleinkinders het betrokke geraak by die goed nie. So ek kan nie met daardie agtergrond sê, hoor jy, ek weet waar deur ouers gaan nie. Ja. Maar wat ek wel kan sê is, bly die Here vertrou. Ja, En dit gaan oor, jy moet daai keuse maak. ja, En dit is die keuse wat jy gemaak het. ja, definitief. Maar, jy weet, dit is so voorreg dat as jy, en daar is baie van ons wat kan sê, deur 'n moeder, deur 'n ma, deur 'n ouma, het ons op die regte pad gekom, het ons werklik ons harte vir die Here gegee. Ja, En Eugene, ons tyd het nou opgeraak, Ja. maar ek wil vir jou vra, voordat ek jou gaan vra om af te sluit met 'n gebed, wat sal jy vir die mense daar buite sê, wat moet hulle doen, as hulle werklik iemand in hulle familie het wat betrokke Ja. is? Baie liefde. En op 'n stadium moet jy ook, hulle sê, hoe kan ek nou vir u sê dat, harde liefde, as ek dit so kan stel, want jy gee nie die kos vir die persoon nie, maar omdat jy vir hom lief is en omgee, gee nie die kos nie, of jy gee nie wat hy wil hê nie. So, en ook net vir die persoon sê, maar daar, en wel vir hom sê, of die persoon sê, daar is hulp. As jy jou hand opsteek en sê, maar luister, ek wil nie meer die lewe, ek wil nie meer so lewe nie, help my, asseblief. En meeste, of die belangrikste van alles is dat Jesus is die weg en die waarheid. Ek kan vir u sê vandag, ek is 'n lewendige getuie om te kan sê dat Jesus het my lewe gered. Ek kan nie vir iets anders sê nie, want soos ek vir u gesê het dat ek het probeer op my eie, en baie kan vandag saam met my stem en sê, hulle het probeer op hulle eie, maar elke keer gaan hulle terug. Maar Jesus is die weg en die waarheid. Amen, prys die Here. Halleluja. Ek gaan vir u groet, tot 'n volgende keer, dankie vir die saamkuier. Eugene gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Totsiens, asseblief Eugene. Vader, ons kom in die Dankie, naam Here. van Jesus en ons kan net vanoggend vir u al die eer en die lof en die aanbidding gee, Here. Ons is vanmôre so baie dankbaar, Here. En ek besef net weer eens vanoggend dat ek weer net daai dankbaarheid, Here, in my hart kry en net vir u kan sê baie dankie, Here, dat u my kom red het, Here. Dat u, halleluja, so genadig vir my was, Here. Dit kon so anders gewees het, Here. Ek sou nie vandag hier gesit het hier as dit nie vir die genade van die Here was nie. En Here, vanmôre wil ek net vra, Here, dat almal, Here, wat hierdie opname sal hoor, Here, en sal luister daarna, Here, ek bid vanmiddag, vanoggend, Here, dat u hulle sal ontmoet, Here, in die heilige naam van die Here, dat u hulle vanmôre sal, halleluja, sal oplig, Here, hulle wat vanoggend bemoei is, hulle wat vanoggend in situasies is, hulle wat vanoggend moedeloos is, Here, halleluja, vir miskien familielede, Here, wat in dieselfde, halleluja, posisie was, of situasies was, of verlede was, as wat ek was, Here, maar vanmôre kan ek sê dat daar is hulp by u, Here. Seën hulle vanmôre, lig hulle op vanmôre, stig hulle vanmôre, en dat hulle sal weet dat Jesus vanmôre is die uitweg, hy is die waarheid, hy is die lewe vanoggend. Amen. Wees verder saam met ons in hierdie dag, in Jesus se naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Siel van God.